Vanaand se storie gaan oor die kangories van Brisbane. 4 meerkatjies het uit Afrika op 'n skip vertrek om die ver land te gaan besoek. Een van die groot stede waar die skip sou stop is Brisbane, 'n massiewe stad met 'n groot verskeidenheid diere wat op die land bly, tot in die woude, seediere wat in die see bly. Die koning van daardie land was 'n massiewe krokodil. Maar dit was 'n baie mooi plek gewees, met verskillende kleure, hoë bome, groen woude, en die meerkatjies, hulle wil maar net die wêreld sien. Julle het daar gekom, met hulle bruin leer tasse, 'n pappa en 'n mamma meerkat, 'n ou boet en 'n klein sissietjie, ou dogtertjie meerkatjie. Sy was die cuteste dingetjie, met pink stirtjies in hare. Toe hulle aankom, julle verkyk hulle self aan al die verskillende vlaggies wat waai, en die mooi golwe op die see. Hulle kyk na die groen woude en die verskillende voëls, en die koalas. Hulle almal verstaar hulle so dat hulle nie sien. Klein sussie meerkatjie, sy het verdwaal geraak, en toe sy uiteindelik haar bruin tas kry, toe klim sy in die verkeerde bruin tas. Die tas wat op die waantjie kom van die dingo-bende. Die dingo's was 'n rowwe klomp wilde honde. Niemand wou met hulle meng nie. Almal het vir hulle pas op, want niemand het hulle verstaan nie. En pappa meerkat het net gesien, hoe klim sy in, daar gaan die karretjie met die dingo's, op die voorpunt. Daar hardloop hulle. Hy het nader gehardloop en geroep, en verskriklik geroep, maar sy klein dogtertjie meerkatjie was weg. Hy het rondgevra, oor waantoe hulle op pad is. Maar almal het stil gebly en gesê, hulle is 'n rowwe bende, die dingo's is 'n rowwe wilde honde, pas op vir hulle. Maar pappa meerkat het gesê, ek sal by hulle uitkom. Tot een ou grysbaard om nader roep. Weet julle wat 'n grysbaard? Is 'n ou diertjie, sit daar aan een kant, onder 'n boom en sê vir hom, meneer meerkat, weet jy waantoe is hulle op pad? Hy sê, ek probeer al deeldag uit van niemand wil my vertel nie. Hy sê, hulle is op pad na berg Isa, deur die woude, oor die swart grond, waar die taipan bly. Wat's dit? 'n Taipan is die giftigste slang in die hele Australasie. Die taipan bly tussen die krake in die grond. En dan net so, kom sy kop uit en hy gryp jou, en dis die einde van jou lewe, meneer meerkat, en jy is nie baie groot nie. Jy staan nie 'n kans teen die taipan nie. O, my genigtig. Hierdie ou meerkat is soos, hoe gaan ek ooit jy my dogtertjie kry? Hy sê, wel, daar's net een groep wat jou kan help, en dit is die kangories van Brisbane. Die kangories is jou enigste hoop, maar om hulle in die hande te kry, is moeilik. Nog moeiliker as die dingo's. Hulle is geheimsinnige diere. Geheimsinnig omdat almal sukkel om hulle te kry. Hulle bly aan die ander kant van hierdie woude, net voor jy by die swart grond kom. En hulle is vinnig. Hulle is langstertige, hoppende, haasagtige dinge. So sterkte. As jy hulle kan kry, en hulle kan kry om jou soontoe te vat na berg Isa toe, sal jy weer jou dogtertjie meerkatjie kry, maar andersins daar geen hoop nie. En wat dink julle maak pappa meerkat? Ek sê hulle lyk soos hyena. Nee, nie die kangories nie. Langstertige hoppende hase.
kyk, agtige goeters. En Papa Meerkat is soos, hierdie is die vreemdste land wat ek in my lewe al gesien het. Ek wil net my gesinnetjie kry en dan net terug aan huis toe. Kan ek net terug aan Suid-Afrika toe asseblief? Die skip vertrek oor 'n week. Hy moet betyds terug wees. Julle, hy het deur die woud gegaan en gesoek. Oralster vir hierdie kangories. Maar niemand wil hom help om hulle te kry nie. Hulle bly nie tussen die diere hier by die see nie. Hoppende hase en niemand kan hulle vang nie. Maar hy het aanhou soek en hy het sy mamma Meerkatjie saamgevat en vir ou boet Meerkatjie en saam het hulle 3 rond gevra. En op 'n kol kry pappa 'n papiertjie in sy sak en die papiertjie sien hy, o, dis wat ek by die ou grysbaard gekry het en hier is 'n prentjie van die spore. As hy hierdie spore sien, moet hy weet hy's naby die kangories. En raai hoe lyk die spore? Dis nie 1 tree en net voor hom 'n ander voet links reg nie. 2 voete langs mekaar. Hop, 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 hop met spasies tussenin. Diere loop nie so nie. Het hy dan 2 pote en 2 pote links regs? Papa Meerkat is so de mekaar, het nog nooit sulke spore gesien nie. Maar net toe hy deur die oerwoud breek met die harige spinnekoppe, is daar sand langs 'n rivier en hy sien die spore. Lang een links, lang een regs langs mekaar. En 'n groot gaping met niks. En nog 2 spore. En niks. En nog 2 spore. En hy dink, waar is sy linkerpoot en sy regterpoot? Hoekom is daar sulke groot gapings tussen sy spore? Hy het die spore, maar nou moet hy dit probeer volg tot waar die kangories is. Julle? En hy het so van spoor tot spoor geloop en die volgende oomblik voel hy die grond skud. Doef, doef, doef. Al hoe meer en meer en dit voel vir hom of daar 'n massiewe dier aankom. Maar die volgende oomblik kom daar 'n stofwolk van die onderkant van die rivier af, op die sandoewer. En in die stofwolk sien hy nou en dan 'n kop, en dan is hy terug in die stof. 'n Kop, terug in die stof, en hy dink, wat gaan hier aan? Is hierdie die hoppende hase? Die hoppende haasagtige, springende goeters, met 'n lang stert. In die volgende oomblik, julle, toe daai stofwolk op hulle is, en hulle weet nie links of regs nie, want hulle kan nie swem nie, maar is nie meer tyd om teen die bome te kom nie. Toe stop daar 'n verskriklike groot, langstertige, hoppende haasagtige ding voor hom. Kyk na hom en sê, jy lyk of jy verdwaal is. Jy lyk of jy nie hier hoort nie. Het jy nie geweet hierdie is 'n gevaarlike plek nie? Elke gogga kan die einde van jou lewe wees. En net 'n entjie oor hierdie rivier is begin die swart grond waar die taipan bly. Meneer, jy is verdwaal. Dit is gevaarlik vir jou hier. Maar hierdie meerkat is soos, meneer, ek dink jy is dalk 'n kangorie. Jy is reg, ek is 'n kangorie. Hoe weet jy van my? Hy sê, 'n grysbaard het my gestuur. Dadelik weer die kangorie van die grysbaard en hy sê, ja. Hoekom het die grysbaard jou na ons toe gestuur in hierdie gevaarlike land? Hy sê, want meneer, die dingo bende het my dogtertjie gevat. Ons is meerkatte van Suid-Afrika wat net kom besoek het. En hulle is Berg Isa toe. O, sê die kangorie, Berg Isa is oorkant die swart grond vlaktes. Hoe gaan jy daar kom? Meneer kangorie, ek het gehoop jy kan my help. Hy sê, dit is baie droog en warm. Die grond is verskriklik warm en brand jou voete. Jy kan nie oorhardloop met jou potjies nie. Jy trap heeltemal te veel op die grond. En hier is nie 'n voël wat daaroor kan vlieg nie. Meneer kangorie, so dit is hoekom ek jou hulp nodig het. Sal jy asseblief help om my cuteste klein meerkat meisiekind terug te kry? Dink die kangorie. Daar is dalk iets wat jy vir my kan kry. Ekke is lus.
om te proe aan die sagste pink blommetjies, wat net groei op die bopunt van Berg Isa. Ek kan nie klippe klim nie, maar dit lyk of jy miskien kan. Ek sal jou vat tot by Berg Isa by die dingo bende. As jy vir my van die pink blommetjies wat groei boog in die kraanse kan kry. En raai wat sê die meerkat? Ons is in, meneer. Kom ons gaan meneer Kangorie. Julle? Skielik gryp daai Kangorie om. Wah! En hy druk hom in sy lyf in. Hier's 'n mond op sy maag. Bla! En hy dog hy gaan hom eet. Maar raai wat? Dis 'n sakkie. Toe hy daar binnekant sit hy langs 'n ander klein Kangorie wat groter is as hy. Waar is my vroutjie? Hy pop sy kop daar uit en daar sit sy vroutjie by 'n ander Kangorie. En sy jong seun is by 'n ander Kangorie en so hop hulle 15 Kangories met 'n meerkat in hulle pensie. 3 van hulle dra die meerkatjies. Daar hop hulle, boem, julle op en af. Eers was dit 'n kort rukkie, toe's meneer meerkat soos, wow, ek kan nie meer nie. Op, af. My maag voel of hy draai, my kop spin in die ronde. En Kangorie sê net, meneer meerkat, slaap 'n bietjie. As jy oogies toemaak, gaan dit voel of jy gewig word. En dit was net 'n rukkie van daar binnekant toe oog sit. Julle, toe's meneer meerkat vas in die slaap. Maar elke nou en dan hoor ek, as hy snork, dan skop die klein Kangorie om en sê, oom, jy raas in my ore. Saggie snork. En dan is die meerkat soos, wow, nou is ek wakker. Julle, maar dan voel dit of hy rondskommel. Want dan is sy kop onder en dan is sy boude onder. Dan is sy pote heeltemal en dan is daar 'n klein Kangorie op hom. Hy sê, help my! Die aand toe dit donker word, rus hulle. En hy sê, maar is ons nog ver? Die Kangorie sê, môre moet ons oor die swart sand vlaktes. Hier waar die aarde kraak, oopbreek. Hier moet ons pas op vir die taipan. Maar môre sal ons hoor of hulle dit kon maak oor die swart vlaktes waar die taipan woon.